Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om rondom u woord by mekaar te kan wees. Kom ook vandag met hierdie studie van ons en kom verlig vir ons u woord deur die Gees sodat ons verstaan wat u vir ons wil sê. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, welkom by hierdie volgende lesing. In ons reeks Gee my die Bybel, net die Bybel. Ons tema van vandag is die vrou en die draak. Die vrou en die draak. Die gedeelte is natuurlik vir ons opgeteken in Openbaring 12. Nou, ek dink die eerste vraag wat iemand gaan vra, as hy of sy hierdie onderwerp hoor en nie so ingelig is nie, gaan seker die vraag wees, wie is hierdie vrou en wie is dan nou hierdie draak? Nou, ek het deel aan die begin gesê dat ons wil nie raai nie, ons wil nie persoonlike interpretasie aan die woord heg nie, so die Bybel moet nou vir ons sê wie hierdie vrou en wie hierdie draak is. Johannes sien hierdie visioen en hy teken dit op. En hy teken dit op in Openbaring 12. Kom ons lees wat staan daar in die eerste vers. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'n Vrou wat met die son bekleed was. So die vraag is, wie is hierdie vrou? En dan 'n bietjie later word daar in vers 7 gesê, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. So wie is hierdie draak? En nou moet die Bybel vir onsself die antwoorde gee. Nou kom ons kyk, wie sou hierdie vrou kon wees? Kom ons kyk of die Bybel vir ons kan help. Jesaja 62 vers 5 sê die volgende vir ons. Want soos 'n jonk man 'n jonge dogter trou, so sal jou kinders jou trou, en soos die bruidegom bly is oor die bruid, so sal jou God oor jou bly wees. Wat 'n pragtige beeld. Die Here gebruik hierdie beeld van 'n bruid om na sy kerk, sy ware kerk te verwys. Leerstellig is hierdie bruid van hom rein, lieflik, hy is die bruidegom. En dan kom Paulus later in die Nuwe Testament en hy sluit hierby aan in 2 Korintiërs 11 vers 2 en hy sê die volgende: want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid. Want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. So Paulus verwys hier na die kerk van God as 'n rein maag wat haar gereed maak om haar bruidegom te ontmoet. En om rein te wees beteken om nie oorspel te pleeg nie. Letterlik en dan geestelik. Wie is hierdie draak? Die Bybel antwoord vir ons in Openbaring 12 vers 9 en dit is eintlik baie duidelik. Die Bybel is baie duidelik hieroor. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan. Nou kan die vraag seker by mense opkom nou, wat was die oorsaak dat die Satan uitgewerp is? En die Bybel gee ook van ons daarop 'n antwoord. Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. My troon verhef bo die sterre van God. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke. Ek wil my gelykstel met die Allerhoogste. En dit was die rede waarom hy uit die hemel gewerp is. Nou, dit is eintlik baie duidelik wie die vrou en die draak is. Kom ons begin by ons studie by die eerste vers van Openbaring 12. En 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'n Vrou wat met die son bekleed was, en die maan was
onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Nou wat beteken dit? Die son, die maan, die sterre, waarna verwys dit? Dink mooi, al drie hierdie gee lig, is dit nie? Die son in die dag, die maan in die nag, die sterre in die nag. So die boodskap is eintlik baie eenvoudig en duidelik hier. God se vrou, God se kerk sal die ligdraer wees deur die eeue hier op die aarde. En dan word daar oor die draak iets besonders gesê in vers 9 van Openbaring 12. En die groot draak is neergewerp. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Nou is die vraag, hoe is hy neergewerp? En dan antwoord die Bybel in die 7de en 8de vers het hy eintlik klaar die vraag geantwoord. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. En dis die vrou en die draak. Nou waar kom hierdie oorlog vandaan? Daar word tweemaal na hierdie oorlog verwys. Let op waar die oorlog begin. Waar begin hy? In die hemel, sê Openbaring 12 vers 7. Maar let op waar gaan die oorlog eindig. Hier op die aarde. En die draak was vertorend op die vrou. Hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. So hierdie oorlog begin in die hemel, maar eindig op die aarde. En elkeen wat hom gaan skaar of haar gaan skaar by God en by sy vrou, by God en by sy kerk, by sy woord, by sy seun, gaan in hierdie oorlog betrokke wees. En dan word daar ook verwys na 'n bepaalde gedeelte van God se vrou hier in hierdie hoofstuk, hier op aarde. In vers 17 staan daar die volgende: die draak was vertorend op die vrou, het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. So daar het ons dit, die vrou, die draak, die oorlog, die kruis, die oorwinnende kerk. Die groot stryd, my liewe vriende, tussen Jesus en die Satan, in die hele Bybel saamgevat in 17 verse in Openbaring 12. Kyk net vir 'n oomblik saam met my hoe ongelooflike die Here hierdie woord van hom, die Bybel, vir ons nagelaat. Kyk na die eerste 2 hoofstukke in die Bybel. Wat vind ons daar? Genesis 1 en 2. Wat sien ons hier? God, Adam en Eva in die paradys, geen sonde nie, volmaakte God, volmaakte omstandighede, volmaakte mens. Blaai na die laaste 2 hoofstukke van die Bybel toe, Openbaring 21 en 22. Wat sien ons daar? Presies dieselfde. Die nuwe hemel, die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem. Volmaakte God, volmaakte mens, volmaakte omstandighede. Is dit nie aangrypend nie? Die eerste 2 hoofstukke in die Bybel, die paradys, die laaste 2 hoofstukke in die Bybel, die paradys herstel. En alles tussenin is daar die groot stryd tussen Christus en die draak. Blaai na Genesis 3 toe, wat vind jy daar? Die eerste geveg tussen Jesus en die Satan. Beweeg 1 hoofstuk terug in Openbaring, nou hoofstuk 20 toe, die derde laaste hoofstuk. Wat vind jy daar? Die laaste geveg tussen Jesus en die Satan. Nou vraag ek, wat is die kanse dat so 'n logiese, geordende, konsekwente dokument tot stand kon kom, wat deur 35 mense op 3 kontinente oor 'n tydperk van 1500 jaar geskrywe is? Net 'n God van orde, net die skeppergod, net 'n God van liefde, kon so 'n logiese, geordende dokument inspireer. Daar's bykans geen kans dat dit op enige ander wyse kon gebeur het nie. Die hand van die Here is in sy woord, so sê die Here, so sê die woord, so sê die Bybel. Kom ons blaai na Genesis 3 vers 15 toe.
En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dis die eerste profesie met betrekking tot die Messias wat sou kom, en hier voorspel dat die slang se kop vermorsel sal word. Nou waar dink jy sou dit gebeur? Op Golgotha natuurlik. Onthou jy wat daar in Openbaring 12 vers 9 gestaan het? 3 maal het ons dit gehoor. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Nou wanneer is die Satan neergewerp? Die algemene gedagte is natuurlik dat hy na die oorlog in die hemel neergewerp is. Maar luister nou wat sê Jesus van homself in Johannes 12, vers 31. Hy sê, nou is die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Hierdie woordjie nou kan eintlik amper niks anders te beteken nie as nou. Nou. Nou waarvan praat Jesus hierso? Dis vers 31, vers 32, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dan gee vers 33 die antwoord. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Met ander woorde, Jesus praat van sy kruis, hy praat van sy dood. En dan sê hy, nou sal hy uitgewerp word. Nou blaai nou net weer terug na Openbaring 12 toe, vers 9. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Nou wanneer het dit plaasgevind? Wanneer het dit plaasgevind? Hierdie is Openbaring 12 vers 9. Luister nou wat staan in Openbaring 12 vers 10. Waarmee begin hierdie vers? Met watter woordjie begin hierdie vers Openbaring 12 vers 10? Nou. Daai selfde woordjie. Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Nou wat beteken dit? Wanneer is daai nou? Nou moet jy net die teks in sy konteks lees. Lees die volgende vers, vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Daar is jou antwoord. Met ander woorde, by die kruis is hy finaal neergewerp. Satan is by die kruis neergewerp op 'n wyse wat groter was as toe hy oorspronklik uit die hemel uit neergewerp is. Ja, hy is aan die begin neergewerp, maar dit wil tog voorkom asof hy nog 'n beperkte toegang tot die hemelse vergaderings gehad het nadat hy uitgewerp is. Hoe weet ons dit? Nou, ons lees dit in die boek Job. Kom ons lees, Job 1 vers 6. En op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Nou wie is die seun van God? Natuurlik die engele en die hemelse nie gevalle wesens. En daar is 'n vergadering en hier is die Satan ook onder hulle. Vers 7 sê vir ons, en toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? Wat maak jy hier? Hoekom is jy hier? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerf tog oor die aarde wat ek deurkruis het. Hy sê, ek kom van die aarde af. Dis eintlik my aarde. En ek het hom deurkruis. En weet jy, dan reageer God eintlik asof hy wil sê, ja, dit is so. Jy het daar die aarde by Adam weggevat. En nou kom jy van daar die aarde van jou af. Maar, het jy ag gegee op my knegt Job? Het jy gesien op daar die aarde wat jy jou aarde noem? En wat jy by Adam weggevat het? Op daai aarde is daar 'n man wat nie die knie voor jou gebuig het nie. En daai man se naam
is Job, het jy hom gesien? En dan ken ons die geskiedenis verder, hoe die Satan dan vir die Here sê, ja, maar is dit verniet, dat Job, u vrees, kyk wat doen hy vir hom, hy gee vir hom alles wat hy het, hy maak hom die rykste, een van die rykste mense op aarde, hy het alles, neem net dit vir 'n oomblik weg. Gee daai man Job net vir my. En ek waarborg u, hy sal u in die aangesig vloek. En dit sê die Satan eintlik vir die Here. En die snaakste is, die Here aanvaar daardie uitdaging. Hy sê vir die Satan, daar's Job. Doen met hom wat jy wil. Net sy lewe sal jy nie neem nie. En die Satan neem oor. En ons ken die geskiedenis. Hoe hy eenvoudig alles van Job af wegvat. Hoe hy stormwind stuur. Hoe hy sy 10 kinders op een dag laat sterwe. Hoe hy al sy vee, sy beeste en alles verloor. Hoe hy uiteindelik met bose swere geslaan word. En uiteindelik daar op 'n ashoop beland, besig is om met 'n potskerf homself te krap vir die verskriklike pyn en die wroging wat hy deurgaan. En hoe sy vriende na hom toe kom en sy situasie is so erg dat hulle vir 'n week lank niks sê nie. Hulle sit net daar by hom. En toe die eerste een sy mond oopmaak, toe sê hy, weet jy wat, dis eintlik oor jou sonde, wat jy nou in hierdie omstandighede is. Sy vrou kom en sy gee hom eintlik dieselfde boodskap. Dis eintlik oor jou sonde. En hier worstel Job met hierdie verskrikking. Hy weet nie wat gaan aan nie. In sy gemoed voel dit vir hom asof die Here besig is om hom te straf. Hy is nie bewus van hierdie amper weddenskap tussen God en die Satan nie. Satan wat wag dat hy God moet vloek. En die Here wat wag dat Job dit nie sal doen nie. En dan uiteindelik staan hierdie man Job op en hy roep uit, die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. Ek weet, my verlosser lewe. So, liewe vriende, met ander woorde, Satan het op een of ander rede, het hy nog 'n beperkte toegang tot die vergaderings gehad, waar dit ook al gehou was, tussen God en sy engele. Maar by die kruis is daardie toegang afgesny. En nou is daar net een plek waar hy toegang het, en dit is die planeet Aarde. En daarom staan daar, in die 13de vers, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Hy was so woedend, dat hy die vrou begin vervolg het. Met ander woorde, hy besef hy het min tyd na die kruisiging. Hy spits hom toe op die vrou. Wie is die vrou? Op die kerk van die Here. Hoekom was hy so woedend? Waarskynlik omdat hy sulke geloofwaardige argumente gehad het en nog steeds neergewerp is, want dink mooi, as 1/3 van die engele wat sonder sonde was, buitengewoon intelligent en verhewe was, en miljoene der miljoene was, as hulle hom gevolg het, dan moes hy buitengewoon oortuigend en geloofwaardig vir hulle gewees het. Maar nou kom die vraag op. Wat van die 2/3 van die engele wat hom nie gevolg het nie, wat gebly het? Was daar nie miskien in hulle gemoed ook vrae nie? Is daar nie tog miskien iets waar van dit wat hy sê nie? En daar by die kruis, my broer en suster, het daar iets baie besonders gebeur. Hy was eintlik die groot aanstigter teen Jesus. Hy het hierdie haat en twyfel
en nait teen Jesus laat opwek. Hy het die skrifgeleerdes gebruik, die owersters gebruik, die Romeinse regering gebruik as instrumente in sy hand. In 'n sekere sin kan jy sê dat hy 'n groot aandeel daarin gehad het dat Jesus aan die kruis genaal is. Maar in 'n ander sin het hy eintlik heimlik gedink en gehoop dat Jesus nie so ver sou gaan as om sy bloed te gee nie. Want hy het geweet die oomblik wanneer Jesus so ver sou gaan om dit werklik te doen, sou hy wat die Satan is ontmasker word. En daar by die kruis het die Satan in afgryse besef dat sy vermomming afgeval het. Daar besef hy dat Jesus gaan deur met die offer van hom aan die mens, vir die mens. En die oomblik toe Jesus sy laaste asem uitblaas, die oomblik toe Jesus sterwe, het hy die Satan ontbloot voor die hele heelal en ook die nie gevalle engele. Hy is ontmasker as die moordenaar van die eeue. En alle simpatie teenoor hom het daar verdamp. Want deur die bloed van die Seun van God te help vloei, het hy homself ontwortel van die meegevoel van die hemelse wesens. En voortaan sou hy beperk wees. Want wat hy ook al nou wou voorgee na die kruis, hy kon nie langer na die kruis tussen die engele inkom en die kinders van God aankla nie. Na die kruis is die laaste skakel van simpatie tussen hom en die hemelse wesens vir ewig verbreek. Daar by die kruis is die oorwinning behaal. Satan is uitgewerp, hy is neergewerp op die aarde. En nou het daar 'n nuwe dimensie aan sy haat gekom. En ons lees dit in Openbaring 12 vers 13. Toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Met ander woorde, die verowering van die kerk van die Here het nou sy primêre objek en doel geword. En dan lees ons hierdie besondere woorde in vers 14. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Nou ons het reeds daardie studie gedoen van 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Dit het die slang eintlik maar net 'n paar eeue geneem om na die kruisiging hierdie vrou totaal gevange te neem en te vervolg. Vir 1260 jaar lang tot by 1798 het hy eintlik die kerk gebruik om die ware vrou van God, die kinders van God te vervolg. En miljoene van hulle is in die inquisisies gedood. Gelukkig het die Here hier in die 1500s het hy 'n man, Johannes Gutenberg, die drukpers laat ontdek. En die eerste boek wat op hierdie drukpers gedruk word is die Bybel. En hy vertaal die Bybel in Latyn in 1456. Luther kry uiteindelik die Bybel in die hande wat gedruk is. En in 1532 vertaal hy die Bybel in Duits. En kan hy daar gaan staan en sê, gee my die Bybel, net die Bybel alleen. Kinders van God het begin vlug. Begin vlug uit Europa uit. Waarheen? Kom ons lees. Vers 16 sê vir ons, en die aarde het die vrou te hulp gekom. Die kerk van die Here het begin vlug uit Europa uit. Waarheen? Waarheen, liewe vriende? Amerika toe. Die geskiedenis sê vir ons, hulle het gevlug Amerika toe. Maar waarheen nog? Waarheen nog? Wanneer was jy laas daar? Wat is dit daai? Suid-Afrika toe. Dis waarheen hulle gevlug het uit Europa uit. En wat het hulle kom doen? Die Franse hugenote het gekom en hulle het hier die hugenote monument onder in Franshoek in die Kaap gaan oprig. Wanneer was jy laas daar?
Wat se monument is dit? As jy mooi na hom kyk en jy trek hom nader en jy dan sien jy maar hier staan 'n vrou. Hier staan 'n vrou. Watter vrou is dit? Hier staan 'n vrou met 'n Bybel in haar een hand en 'n ketting in haar ander hand. Ons voorouers, ons protestantse voorouers wat gevlug het uit Europa hier na Suid-Afrika toe, het die vrou van Openbaring 12 kom uitklap, kap en klip hier onder in die Kaap. So asof hulle wou sê, moet nooit vergeet waar jy protestant vandaan kom nie. Soos wat ek deur die land toer met hierdie boodskap, vra ek gewoonlik vir die mense, wanneer het jy laas 'n preek oor Openbaring 12 in jou kerk gehoor? Wat het van hierdie boodskap geword? Wat het geword van hierdie boodskap wat ons voorouers saam met hulle in Suid-Afrika ingedra het? Nou, hier in die 1860s het die Here opnuut met sy kerk bemoeienis kom maak en uit vir sy kerk die 2300 aande en môres profesie wat ons al reeds saam studeer het hy vir hulle oopgemaak. Hy het sy wet vir hulle oopgemaak. En dan word daar hier 'n besondere teks in Openbaring 12 neergestip en ons het hom al gelees. Die draak was vertonend op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. So watter ander nakomelinge? Die wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou hierdie woord ander nakomelinge in die Grieks is dit eintlik word dit eintlik beskryf as die oorblyfsel. Die King James vertaling noem dit the remnant of her seed. Met ander woorde, daai stukkie wat oorbly, dis soos 'n vrou wat 'n rok maak en dan as sy klaar die rok gemaak het, dan bly daar so 'n stukkie lap oor. Hy lyk soos die oorspronklike, hy is deel van die oorspronklike, maar hy is nou nie meer deel van die oorspronklike nie, maar al die eienskappe van die oorspronklike is binne in hierdie stukkie lap, hierdie oorblyfsel. Nou duideliker kon die Bybel dit nie vir ons gestel het nie. Hierdie oorblyfsel is 'n groep op wie die Satan hierdie laaste dae sy toorn gaan uitstort. In die besonder op hierdie groep. Hierdie groep wat die gebooie van God bewaar, hulle gaan 2 kenmerke hê, hierdie laaste oorblyfsel van God op aarde. 2 kenmerke, die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou wat beteken dit? Nou ons het vir mekaar gesê, ons wil nie raai nie, ons wil nie spekuleer nie. Wat beteken die getuienis van Jesus Christus? Kom ons lees. Openbaring 19 vers 10 gee vir ons die antwoord. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. Met ander woorde, die Bybel sê vir ons dat hierdie eindtyd vrou van die Here hier op aarde gaan 2 eienskappe hê. Sy gaan die gebooie van God bewaar en sy gaan die profesieë ken. Sy gaan hierdie profesieë gaan aan haar geopenbaar word en sy gaan die profesieë saam met die gebooie van God deur die wêreld laat gaan. Nou, in hierdie groot stryd tussen die Satan en die kerk, het hy natuurlik alle moontlike vervalsingstegnieke gebruik. Aan die een kant skep hy die persepsie dat hy eintlik nie bestaan nie. En ons het dit gesien, hoe dat selfs teoloë vandag sê maar daar bestaan nie so iets soos die Satan nie. Aan die ander kant skep hy hierdie persepsie dat die aarde eintlik aan hom behoort, dat hy eintlik die een is wat die krag het, dat hy eintlik die een is wat aanbid moet word. Kon nie glo dat ek nou die dag 'n koerant artikel sien in ons eie land waar daar staan dat
Satanisme moet eintlik ook as 'n vak in ons skole aangebied word. So die vraag is Satanisme aktief vandag? En ek wil vir u sê, liewe broer en suster, ja, baie seker. Baie seker. En net 'n interessante statistiekie. Waar sou u, as u nou die Satan was, veronderstel u moes nou kom Suid-Afrika toe en u moes nou u hoofkantoor in Suid-Afrika kom oopmaak. Waar sou jy in Suid-Afrika jou hoofkantoor kom oopmaak het nou? Gewoonlik kry 'n mens die antwoord Johannesburg, Pietersburg, Pretoria, Kaapstad, Bloemfontein. En nou wil ek vir u sê, dis waar. Al daar die plekke het selle van Satanisme. En word dit daar beoefen. En ek hoor by mense wat meer inligting hieroor het, is ek, dat plek soos Pietersburg, Polokwane nou, waarskynlik die tweede grootste sel van Satanisme in Suid-Afrika het. Maar waar sou u hoofkantoor gaan oopmaak het? Onthou nou, wat wil hy hê? Wat wil die Satan doen? Hy wil Jesus wees. Hy wil Jesus wees. So as jy Jesus wil wees, waar sal jy jou hoofkantoor in Suid-Afrika kom oopmaak? Het jy dit geweet? In Bethlehem. In die Vrystaat. In Bethlehem. Hoekom in Bethlehem? Want hy wil soos Jesus wees. En van daar af het dit versprei na Bloemfontein. En van daar af het dit ons hele land eintlik nou al amper beset. En nou staan daar 'n snaakse vers. Openbaring 13 vers 3. Ons het alreeds daarna ook gekyk. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Verblind en verlei gaan miljoene mense te laat in afgryse staan wanneer die bose swere op hulle liggame begin uitslaan, as die koors hulle begin uitput, as die water in bloed verander, as hulle van dors verteer en as die son hulle verblindend pynig. Te laat gaan hulle besef dat die oordeel verby is en dat die genade deur gesluit is. Wie gaan staande bly, liewe vriende? As hierdie vyand dan so magtig is, dat die hele wêreld verwonderd agter hom gaan aangaan, gaan hierdie oorblyfsel kerk van die Here nie maar ook eintlik op die ou end verswelg word nie? Wat sê die Bybel? Wat sê die Bybel? Kom ons gaan terug na Openbaring 12 toe. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Openbaring 12 vers 11. Deur die getuienis. Watter getuienis? Natuurlik die kruis. Die kruis. En hulle het hulle eie lewe nie lief gehad nie. Met ander woorde, wat die Bybel vir ons sê, is daar gaan weer 'n tyd kom, soos in die tyd van die hervorming, waar mense gaan staan en hulle gaan moet bereid wees om te sê, hier staan ek, so help my God, ek kan nie anders nie. As julle my dan nou moet verbrand my dan nou. Of dan in ons taal, as julle my moet skiet my dan nou maar. Hulle gaan hulle eie lewe nie lief hê nie. Terwille van die getuienis. Terwille van die woord van hulle getuienis. Nou, in Kolossense 2 vers 15 praat Paulus, en dan sê hy hierdie woord, hy sê, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Wat bedoel Paulus hier? Wat sê hy hier?
In die oorspronklike Grieks is die bedoeling eintlik die beeld van 'n koning wat gevange geneem word. Die land word ingeneem en dan neem hulle die koning en dan trek hulle hom nakend uit. En hulle laat hom paradeer daar deur die strate voor sy onderdane, naak. En nou, dit sê Paulus, het Jesus aan die Satan op die kruis gedoen. Hy het hom ontwapen. Hy het hom naak gemaak. Hy het hom as 'n gevangene geopenbaar. In die openbaar ook vertoon. Hy het hom sy mag ontneem. Hy's nou 'n gevangene na die kruis. Die duiwel, my liewe vriende, is 'n oorwonne, verslaane vyand. Dikwels gee ons hom miskien heeltemal te veel krediet in ons lewens. Jy hoor van 'n drankduiwel en 'n rookduiwel en 'n dobbelduiwel en 'n angsduiwel, 'n depressieduiwel, 'n siekteduiwel, 'n seksduiwel. Weet jy, dis gewoon nie Bybels nie. Hy kan verlei en hy kan tart en hy kan twyfel saai, maar hy kan niemand dwing nie. Adam en Eva het nie gesondig omdat hulle gedwing het nie, omdat hulle wou. Jesus het nie gekom om te sterwe om daardeur te bewys dat Adam nie kon sondig nie. Jesus het gekom om te sterwe om daardeur te bewys dat Adam nie nodig gehad het om te sondig nie. Hy kon vir die duiwel nee gesê het. Die duiwel sê hy is verslaan, hy is ontmasker, hy is ontwapen. As jy naby Jesus en die kruis bly, dan kan die Satan aan jou niks doen nie. Jy sien, toe Johannes daar by die Jordaan besig was om te preek en te doop, weet jy wat, het die Satan daar op die wal van daardie rivier gestaan en hy het gesidder en gebeef vir sy koninkryk. Satan bewe nie wanneer mense kerk speel nie. Satan bewe net wanneer mense ernstig dood ernstig is oor dit wat hulle glo. Dan sidder hy. Ons hoef hom nie te vrees nie. Die Bybel sê, ja, hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan versoen, maar die Bybel sê ook in Petrus, weerstaan hom. Weerstaan hom en hy sal van jou af wegvlug. En by Pinkster is daar die oorwinning geproklameer. As die Heilige Gees jou deel is, as die Heilige Gees in jou lewe werk, dan kan die Satan eintlik aan jou niks doen nie. Petrus is besig om te preek. Wat sê hy? Hy sê in Handelinge 2 vers 24, hom het God opgewek. Van wie praat hy? Hy sê, hierdie Jesus het God opgewek. Hy praat oor die opstanding, hy praat oor die oorwinning wat behaal is. Hy's nie 'n dooie verlosser nie, hy's 'n lewende verlosser. Hy's opgewek. Is dit nie vreemd? Dat een van die kritiese waarhede van die woord wat vandag betwyfel word, selfs binne in kerke, selfs in teologiese skole, is die twyfel met betrekking tot die opstanding van Jesus Christus nie. Want as hy opgestaan het, dan is hy die Satan verslaan. As Jesus nie opgestaan het nie, sê Paulus, is ons geloof eintlik te vergeefs. Kom ons sluit af. Paulus is op die Damaskuspad, Jesus verskyn aan hom, en Jesus praat met hom, hy sê vir hom in Handelinge 26:16, maar rig jou op, staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn, om jou te bestem tot 'n dienaar, en getuie van die dinge wat jy gesien het, en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn. So die Here sê vir Paulus, staan op, ek het 'n werk vir jou om te doen. Ek het aan jou verskyn, en jy gaan nou 'n getuie vir my wees. Wat moet Paulus gaan doen? Vers 17. Terwyl ek jou verlos het uit die volk, en hierdie heidene na wie ek jou nou stuur. Paulus, ek stuur jou nou na die heidene toe. Om wat te doen? Om wat te doen? Vers 18. Om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van Satan tot God. Sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sonde en 'n erfdeel onder die geheiligdes mag ontvang. Sodat hulle van die duisternis na die lig toe kan gaan, van die mag van Satan tot God. En dit wat die Here hier vir Paulus gesê het, sê hy vir elkeen van u
wat hier nou luister. Hy sê vir elkeen van sy kinders, vir elkeen van ons, gaan hierdie week in en gaan preek dat die oorwinning reeds behaal is. Gaan sê vir mense daar buite, hulle hoef nie langer in die duisternis van die sonde te lewe nie. Hulle hoef nie langer in die verslawings wat hierdie wêreld vir ons gee te wandel nie. Hulle hoef nie langer in die mag van die Satan te bly nie. Hulle hoef nie langer in die kettinge van hulle eie sondes vasgevang te sit nie. Gaan vertel hulle dat daar oorwinning is oor sonde, oor Satan, oor self. En dat daardie oorwinning by die kruis behaal is. En hierdie oorwinning, my broer en suster, moet sigbaar wees in die kerk van die Here. Hierdie oorwinning wat daar by die kruis behaal is. Ons leef in die laaste dae. Wanneer gaan Jesus kom? Niemand weet nie. Net die Vader. Maar hy het vir ons tekens gegee. En weet jy wat met dit wat vandag in die wêreld gebeur, selfs net as jy televisie kyk en jy lees koerante, wil ek nou vir u sê, alles is reeds in plek vir Jesus om te kom. Al die tydsprofesieë het afgespeel, alwaarvoor die wêreld nog wag is, die laaste tonele op aarde, waarin ons ook in volgende van ons lesings gaan kyk. So wie met oop oë die wêreldgebeure van ons dag beskou en dophou, besef dat ons eintlik hier, waar ons nou is, eintlik maar net met 'n kleuterrepetisie besig is. En wie nie kan sien dat die profesieë in ons eie dag voor ons oë besig is om oop te gaan en in vervulling te gaan, nie moet eintlik blind wees. En jy sien, liewe vriende, dit kan net so wees, selfs in ons eie lewe. Jy groet jou man en jy groet jou vrou, jy groet jou suster of jou broer of jou kind. Hoe is julle daar uit mekaar uit? Besef ons dat ons mekaar miskien nooit weer kan sien nie. Is ons gereed? Ek ry nou die dag van 'n Builpark af na Alberton toe vir so 'n lesingreeks die aand. En toe ons net uit van 'n Builpark is, toe lê die motorfiets daar in die middel van die pad. En ek besef dis 'n jong man wat daar lê. En ek en my vrou is albei geskok oor dit wat ons daar sien. Ry deur tot in Alberton, gee die lesing, kom terug, en toe ons weer by daai plek verbykom, toe lê die jong man nog daar. Hoekom? Want die ambulans moet eers kom nadat die polisie gekom het. En die polisie het nog nie gekom nie. En ons ry huis toe en ek sê vir my vrou, weet hierdie jong man se geliefdes, is hy miskien getroud, het hy miskien 'n kindjie, hy het sekerlik 'n pa en 'n ma, weet hulle dat hy al meer as 4 ure hier langs die pad lê. Hoe is hulle vanmôre uit mekaar uit? Was hierdie jong man, was hy gereed? Was hy gereed vir hierdie oomblik? Was hy gered? Is ons gereed? Gaan vertel vir hulle dat hulle uit die duisternis na die lig kan kom, sodat hulle van die mag van Satan tot God kan kom. Jy sien, my liewe vriende, hy kry net mag oor jou wanneer jy hom toelaat om naby jou te kom. Hy's net 'n bedreiging vir jou wanneer jy op sy terrein gaan speel en gaan tent opslaan. As jy van sy terrein af wegbly, dan kan hy aan jou niks doen, hy is magteloos. Hy is so magteloos dat hy binnekort vir 1000 jaar gebind gaan wees.
Vir 1000 jaar gaan hy aan die lewe gehou word, terwyl hierdie selfde mense oor wie hy mag wou hê, oor sy oordeel, sy finale oordeel sal besluit. Waarvan praat ek nou? Ons sal in 'n volgende geleentheid, by 'n volgende lesing, sal ons baie intensief na hierdie gedeelte kyk. Maar kom ons lees dit net vandag. Vir sommige van u mag dit nou heel nuut wees. Openbaring 20 vers 7, en wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En hulle getal is soos die sand van die see. Met ander woorde, daar kom 'n oomblik wanneer hy die nasies van die wêreld gaan opkommandeer en teen die nuwe Jerusalem, wat neergedaal het uit die aarde, gaan opstaan. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En toe? En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Dis wat die Bybel vir ons sê, my broer en suster. En daarom moet ons dit studeer. Vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Openbaring 20 vers 9. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is. En dis die einde. Hy gaan verteer word. Die groot stryd gaan nie vir ewig aanhou nie. Daar kom 'n einde aan. En u en ek, ons weet wat daar die einde is. Die vraag vir jou en vir my vandag is, waar gaan ek wees wanneer daai einde aanbreek? Waar gaan jy wees? Aan watter kant gaan jy wees? Gaan jy in die nuwe Jerusalem wees, saam met die kinders van God? Of gaan jy op die vlaktes wees, saam met die Satan en sy bondgenote? Maak seker, my liewe vriend en vriendin, dat jy aan die regte kant van hierdie groot stryd is. Johannes 3 vers 36 sê hy wat in die seun glo het die ewige lewe. Maar hy sê ook, as julle my lief het, bewaar my gebooie. So my boodskap vandag aan u is dit: glo in hierdie boek. Glo in die Bybel, glo in die profesieë, en u sal in die dae van die vervolging vryloop. God gaan 'n kordon van engele rondom u trek. God se engele gaan vir u brood en water bring wat skoon is wanneer die waters van die see en die waters van die riviere in bloed gaan verander. Die son gaan jou nie steek wanneer hy verblindend op hierdie aarde neersak nie. Die bose swere gaan nie naby jou kom nie. Die haal gaan jou nie raakslaan nie. So hier is die boodskap. Stap hierdie dag uit. 'n nuwe dag in. Wetende dat jy 'n koningskind is. Bevry deur die bloed van Jesus. En dat jy op pad is na die nuwe Jerusalem. Dis God se belofte vir u vandag. My liewe vriend, my liewe vriendin, my liewe broer, my liewe suster, gryp vandag hierdie belofte van die Here. Hy wil dit vir elkeen van sy kinders gee. En ek gee hulle die ewige lewe, sê Johannes 10 vers 28. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Niemand.
Niemand nie eers die Satan nie, sal hulle uit my hand uit ruk nie. Hemelse Vader, baie dankie. Baie dankie vir u liefde, dankie dat u bereid was om te kom, om u lewe vir ons te gee. Baie dankie vir die oorwinning wat daar behaal is by die kruis, en dankie dat ons daardeur in staat gestel word om ook in ons eie lewens die Satan te kan oorwin. En dankie Here dat u vir ons gesê het, dat u vir ons die ewige lewe so gee, en dat niemand ons ooit uit u hand sal ruk nie. Bly by ons tot by 'n volgende keer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.